dankie dat U ons hoeksteen is, ons fondasie, ons anker, ons enigste sin van standvastigheid in hierdie lewe, Here. En vandag, soos wat ons Advent binnegaan, kom vier ons dit en kom verkondig ons dit, Here. U is die lig, U is die hoop vir die wêreld. U is die een wat gestuur is, die gesalfde, die Messias. U is die enigste naam in die hemel en op die aarde, deur wie daar verlossing kom. En ons wat U kinders is, Here, kom prys U vandag. En ons kom lê ons lewens hier neer voor U, want U is die enigste een wat waardig is om alle eer, alle lof, alle majesteit te ontvang. Amen. So julle, hierdie week in my voorbereiding het die Here hierdie teks oor my pad gebring. En dit was vir my 'n ongelooflike teks, maar dit is ook 'n uitdagende teks, want daar is so baie ryk waarheid binne in hierdie teksgedeelte. En al hierdie ryk waarheid het op 'n manier te doen met wat dit is, die voorregte daarvan om 'n kind van God te wees. Soveel so die 2020 vertaling van die Bybel se opskrif is die voorreg van Christen wees. Nou vir my sou ek sê, jy kan dit verwoord met Jesus is die fondasie van ons hoop. Jy sou selfs kon sê net Jesus is ons fondasie. God is ons fondasie. En ek wil graag met jou hierdie teks deel, net 'n paar gedagtes uit dit uit met jou deel vandag. Romeine 5 van vers 1 tot vers 11. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Iets interessants van Romeine en wat ek met jou wil deel vanoggend as 'n inleiding is, as jy die hele Romeine gaan deurlees tot op hierdie punt, hoofstuk 5 vers 1 tot 11, sal jy nie een opdrag kry nie. Dis interessant, né? Paulus het nêrens 'n uitspraak wat hy maak, wat hy hulle beveel om iets te doen nie. En dit is nogal so 'n belangrike feit om op te let, want ons sien ook nie 'n opdrag in hierdie gedeelte nie. Nou, hoekom lig ek dit vandag vir julle uit? Dit gaan daaroor dat daar eers 'n fondasie gelê word van ons geloof. Daar word eers die waarhede van die evangelie vir hierdie gemeente uitgepak, voordat hulle kan verstaan hoe hulle moet reageer en wat die gepaste reaksie uiteindelik sal wees. Nou, ek wil vandag die beeld gebruik dan nou van 'n klomp boeke. Hierdie is nie net Bybels nie, moenie bekommerd wees nie. So wanneer jy boeke op mekaar moet stapel, hoe gaan jy te werk gaan? Wat gaan jy wat gaan jy ondersit? Okay, so sê nou maar ek gaan nou, né, en ek sit nou hierdie boekies heel onder. Wat dink julle sal gebeur? Ek hou nou met julle 'n kindertyd moment, lyk dit my.
Kom ons kyk. Ons kyk hoe ver ek kom. Okay. Yes, ek is so goed hiermee. Okay. Check om my te watch. Nou, nee, gaan dit fix my nou. Vra my vrou, ek kan enigiets regmaak. Okay. Sy behoort nou. Nee. Okay, julle sien wat die probleem is, nê? Nee. Gestel jy kon dit regkry vir 'n rukkie, as jy enigsins die ding net so ligte stampie gaan gee, gaan hy omval. Dit maak ons nou sin. So die regte manier om boeke op mekaar te stapel, sal natuurlik wees om met die grootstes en swaarstes eers te begin, en dan van daar af jou pad nou op te werk. En dan heel laaste kan jy die klein boekies opsit. Baie eenvoudig, maklik. So, wat Romeine 5 vers 1 tot 11 dan nou, en die hele Romeine vir ons wil wys is, dat ons moet die fondasie van ons geloof in die regte volgorde lê. En as ons nie dit doen nie, dan kan ons geloof nie standvastig en standhoudend wees nie. Sou ons die fondasie van ons geloof lê met wat ons veronderstel is om te doen, sodat ons God se verlossing, genade, aanvaarding kan beleef, dan is dit soos om te bou op 'n fondasie waar mens met klein boekies begin. Vir 'n begin gaan dit dalk vir jou voel of jy dit kan regkry. Maar eventueel gaan die gewig daarvan te swaar wees en jou totale geloofslewe gaan uiteindelik omval. Nou hierdie gedeelte verleen homself eintlik tot 'n uiteensetting van die fondasie van geloof wat God vir ons wil gee, en dit word dan nou uiteindelik in 3 dele opgedeel. En dis eintlik wonderlik hoe dit uitspeel. Eerstens gaan dit oor wat God reeds gedoen het. Tweedens gaan dit oor wat God nou doen. En dan wat dink jy is die derde een? Gaan dit oor wat God nog gaan doen. En al hierdie dinge word dan in plek gesit voordat daar 'n opdrag gegee word van wat ons moet doen. Want daar is sekere goed wat ons moet doen vanuit hierdie fondasie wat die Here vir ons gee. So kom ons begin dan heel onder. Dit wat God reeds gedoen het. En dan in hierdie gedeelte sien ons 3 kerngedagtes wat uitspeel. Eerstens, en ek gaan van onder af werk, die diepste fondasie, Christus sterf vir ons. So wat ons in hierdie gedeelte lees, die historiese feit van Jesus wat sterf. Hy het nie vir ons gesterf omdat ons goeie mense is nie. Hy het nie vir ons gesterf as gevolg van die feit dat ons inherent waarde het nie. Inteendeel, hier staan in hierdie gedeelte in Romeine 5 dat Christus sterf vir ons. Hy sê eerstens terwyl ons nog sondaars is, maar dan vat hy dit nog 'n stap verder. Toe ons nog vyande van God was, het Christus vir ons gesterf. So dit beteken vir my dat Christus het nie vir die beste weergawe van my gesterf nie. Hy het vir my slegste weergawe gesterf. Dink aan die ergste ding wat jy al gedoen het, die droogste wat jy al gemaak het, of nog verder, die wreedste gedagte wat jy al gedink het. Dit is vir daai mens vir wie Jesus gesterf het. En dit is die diepste fondasie, nie my waardigheid nie, maar die feit dat Jesus gekies het en dat God my so lief het, dat hy dit vir my sal doen. Saam hiermee gebeur dan iets wat ons regverdiging noem. Nou regverdiging is eintlik amper soos 'n regsterm waar iemand beskuldig is en dan iets moet gebeur, 'n straf moet toegedien word sodat hierdie persoon vrygespreek kan word. So in sommige vertalings word dit ook met vryspraak vertaal, maar dis eintlik meer as dit, want jy word eintlik op 'n manier onskuldig verklaar, maar in hierdie geval is dit as gevolg van die feit dat iemand anders vir jou straf betaal het. En iemand wat regverdig verklaar is voor God, die Engels praat van in right standing, is nou iemand wat eintlik 'n regsposisie inneem van onskuld.
So alles wat jy kon doen, wat teen jou getel het, alles van dit het Christus dan nou in jou plek gedra, letterlik dan nou die straf daarvan gevat, sodat jy voor God dan nou uiteindelik as 'n onskuldige hanteer kan word. Weereens nie op grond van enige iets wat jy kan doen nie. En derdens sien ons dat dit wat God reeds bewerkstellig het deur Christus, is dan nou versoening met God. Wanneer daar nie versoening is nie, is daar 'n sin van gebrokenheid van verhoudings. Versoening, mooi Afrikaanse definisie, is om iets te laat terugkeer na 'n vorige toestand van harmonie. Daar is nie harmonie tussen God en mens nie. Ons sien in die wêreld die gebrokenheid van mense wat, dis waar die woord goddeloos vandaan kom, mense wat goddeloos leef, asof daar nie 'n God is nie, asof daar geen rekenskap voor God is nie. En ons staan dan in vyandskap teen God. Maar nou, deur Christus word ons versoen met God. Ons wat hier is, wat glo, is in hierdie harmonieuse verhouding met ons hemelse Vader. Kan jy sien hierdie fondasie, hoe sterk en hoe swaar dit is? En dat dit die plek is van waaraf ons moet begin. As dit nie jou fondasie is nie, kan jy nie verder bou van daar af nie. Maar wat ons moet let in hierdie gedeelte wat interessant is dat die woord wat 2 keer voorkom is deur geloof, op grond van geloof. Met ander woorde, die enigste manier hoe hierdie fondasie joune kan wees, is wanneer jy dit eintlik dan deur geloof en ontvangs neem. Wat beteken dit prakties vir my en jou? Dit beteken dat jy gaan en die vertroue wat jy, enige vertroue wat jy in jouself kan hê, enige vertroue wat jy in jou vermoëns kan hê om jou te red, of in jou lewe waarde en standvastigheid te hê, dis om dit te vat, en alles van dit oor te dra aan God in Jesus, en ten volle hom te vertrou daarmee, weg van jouself af. Ek kan nie myself red nie, ek kan nie uit my eie uitwaardig wees nie, ek kan nie eens my eie gedrag wysig met my eie vermoë nie, alles van dit vat ek, en ek gee dit vir Jesus. Dis geloof. En die volgende stap van geloof is om dan te ontvang alles wat hy vir my gee. Regverdiging, versoening. Dis die uitreiling. Julle verstaan dit wat ek vir julle sê. Jy sou amper kon sê geloof is soos hierdie tafel. Dit is die middel om dit in ontvangs te neem, om hierdie standvastige fondasie te hê. En nou dat ons dit het, vriende, nou dat God sy seun gestuur het en ons in geloof hierdie kan ontvang, is God ook nou besig om te werk in ons lewens. En wat doen hy nou? Wat lees ons in hierdie gedeelte? Hier's weer 3 gedagtes wat uitkom. Eerstens, daar staan dat ons het hoop wat nie beskaam nie. So, ons stel ons verwagting in die Here, want hy het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons woon. So nou, soos ons hier is, soos wat ons leef, op grond van wat in die verlede gebeur het, is die Gees besig om in my en jou te werk. Die Gees is soos 'n voorsmaak van die hemel, die ewige realiteit wat vir ons voorlê. Die Gees is ook die een wat ons heilig maak, wat ons transformeer. Die Gees is ook ons trooster wat by ons is, en ons help en ons vashou in seer. Die Gees is ook die een wat ons krag gee en ons stuur. Dit alles gebeur nou in ons lewens. En deur Christus het ons nou ook vrye toegang tot die Vader, tot genade en vrede tussen ons en God. Hierdie vrye toegang is vir my so kosbaar, want dit beteken dat daar is niks wat my kan verhinder om te nader tot God nie. Ek hoef nie een of ander tyd van skeur my klere en gaan in rousmart in, omdat ek sonde gedoen het. Ek hoef nie daar te leef nie. Ek kan in enige oomblik terugdraai na die Here, vrye toegang hê. Dink aan daai verhaal van die verlore seun vir 'n oomblik. Hy kom terug gehardloop, en hy het hierdie rympie wat hy uitdink, maar ek het gesondig teen God en teen U, en ek is nie waardig om pa se seun genoem te word nie, behandel my soos 'n slaaf. Hy het hierdie lysie van dinge wat hy wil sê, voordat hy weer kan toegang kry. En dan kom hy daar aan en sy vader is net soos, hy is so bly, hardloop na hom toe. Want hy het nog altyd daai vrye toegang tot sy Vader. Niks verhinder jou om soos jy hier sit,
daai sonde wat swaar in jou hart lê, net te bring voor God se troon neer te lê en vergifnis in Christus te ontvang nie. En dan is daai vrede joune. Dis wat Jesus sê, vrede laat ek vir julle na. Nie die vrede wat die wêreld gee nie, maar my vrede, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat Paulus ook skryf in Filippense oor ons harte en ons gedagtes waghou. Dis ons sin op hierdie fondasie van geloof wat die Here vir ons gee. En dan lees ons verder oor 'n realiteit wat ons dikwels nie eintlik aan dink nie, want ons is mense wat baie gerig is tot wat is nou vir my lekker? Wat kan ek vandag doen wat ek geniet? Ons ouers, 'n ouer generasie van wie baie van julle wat hier is, het 'n baie groter perspektief vir die ewigheid as vandag se jong mense. Hulle sê 'n vorige generasie het gedink aan wat gaan met hulle gebeur as hulle sterf. Die jong generasie dink nou aan wat gaan ek die naweek doen. Dis die verskil, dis wat sekularisasie in ons gedoen het. Ons het 'n gevoel vir die tydlose eintlik verloor. En daarom het ons nie hoop nie. Want as jou hoop net vir vandag is, het jy nie hoop nie. Hoop is ook vir eendag. Wat gaan God nog doen? Wat lees ons hier in Romeine 5? Ons lees dat daar vir ons 'n toekomstige heerlikheid voorlê. Ons gaan nuwe liggame ontvang. Ons gaan Jesus sien en God sien soos wat hy is. Dit gaan baie anders wees as wat ons nou sien. In Romeine 8 skryf Paulus, hy is oortuig dat die lyding wat ons nou het, nie eers kan opweeg teen die heerlikheid wat vir ons in die vooruitsig is nie. So wat is vandag se seer teenoor eendag se heerlikheid? Ons word gered van oordeel. Dis 'n belangrike boodskap, want ons bely dit in die kernbelydenis ook van ons kerk, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Dit was vir die eerste in die vroeë kerk so belangrik, die boodskap ook van finale oordeel, dat dit in die kernbelydenisse, een van die 12 kernbelydenisse van ons geloof ingesluit is. Want daar kom so 'n dag. En die woord leer ons dat op daardie dag sal elke knie buig en elke mond sal bely dat Jesus die Here is. En ons het dan hierdie wete dat daardie dag deur Christus ontvang ons redding en nie oordeel nie. Ons ontvang verlossing en nie straf nie. Ons ontvang die ewige lewe saam met God. En dan sien ons daarmee saam volkome verlossing. En al hierdie woorde soos ek dit hier gee is wat in die teks staan. Sien julle hoekom dit moeilik is en hoekom die opskrif daar sommer net is die voorreg van Christen wees. Dis te veel, dis te groot. Volkome verlossing, ons lywe wat sukkel, ons depressie wat nie wil weggaan nie, ons struggle met sonde wat net nie opgeklaar word nie. Maar ons is dan gered. Die woord leer ons, daar's 'n reeds en 'n nog nie. Natie het dit so 'n paar weke terug so mooi in sy boodskap oor lyding gedeel. Daar's al reeds en daar's 'n nog nie. En daai nog nie lê vir ons voor, waar ons volkome verlos en vrygemaak gaan wees van alles wat ons bind en vashou in hierdie lewe. Nee, dit is hoe ons lewens kan opstapel om 'n stewige fondasie te hê. Jy gaan nie somme hierdie omgestamp kry nie. Nie maklik nie. Dis wonderlik. En dan wanneer ons by die vraag kom van wat ons moet doen, wil ek met julle deel wat is die eerste opdrag wat dan in Romeine voorkom. En ek sluit nou eintlik ook af hiermee. Die eerste opdrag wat in Romeine voorkom is eers in Romeine hoofstuk 6, want Paulus verduidelik nog so 'n bietjie verder in Romeine 5 oor Christus en Adam en dat deur een mens sonde in die wêreld ingekom het, maar dat 'n ander mens verlossing aangebreek het. En nou is die eerste ding wat hy hulle aanspoor om te doen in Romeine 6 vers 11. Hierdie het my uitgebal toe ek dit sien. Die eerste imperatief opdrag. Beskou julleself dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Die eerste ding wat moet verander is ons beskouing van onsself. Die eerste ding wat moet verander is hoe ons hierdie sien. Is om deur geloof anders te dink
oor God, ons lewe. En as jy hierdie opdrag kan nakom, dat ek en jy hoef nie aan die lysie van goed te dink wat jy moet of nie moet doen nie, want as jy leef asof jy dood is vir sonde en lewend vir God, die details behoort hulle self uit te sorteer in jou lewe. Want dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. En nou kan ek in die oomblik deur die Gees oordeel en onderskei en die krag hê om te weerstaan dit wat God ook dikwels oor my pad laat kom. En dan wil ek eintlik aanvul by dit met Jesus se eerste opdrag. Sy eerste bevel wat ons in Markus van lees. Ongelooflik opvallend dat hy sê die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou daai woord bekeer, metanoia, beteken eintlik 'n radikale verandering van denke. As ons daai woord vandag hoor, dan verarm ons eintlik die betekenis daarvan. Ons dink dit is net, jy weet, gaan op jou knieë en leef beter. Dit is baie keer hoe mense daaroor dink. Wees net beter. Maar dis 'n radikale verandering van uitkyk oor alles in die lewe. Want die koninkryk van God het naby gekom. En saam hiermee sê Jesus dan, glo die evangelie. Geloof. En daarom is die eerste en beste wat ons eintlik kan doen as ons hierdie boodskap hoor, is om radikaal anders te dink en te vertrou in God. En dan besef 'n mens eintlik dat geloof regdeur die groot opdrag in 'n sekere sin is vir ons lewe. Deur geloof is ons regverdig, deur geloof is ons versoen, deur geloof ontvang ons die Heilige Gees, deur geloof het ons hierdie afwagting van 'n toekomstige heerlikheid. My en jou grootste uitdaging is om in daai vertroue te bly van dit wat God vir my gedoen het. Daar waar ek mense die meeste sien twyfel, daar waar ek mense die meeste sien val, is waar hulle twyfel in God se onvoorwaardelike liefde vir hulle. Is waar hulle twyfel of hulle regtig goed genoeg is. Is waar hulle twyfel of hulle lewe in lyn is en volmaak is met wat God wil hê. Terwyl geloof sê, gaan terug na die fondasie toe. Want Christus het dit alles reeds vir jou gedoen. Vriende, ek gaan hierdie lys net so oomblik hier los. En jou 'n kans gee vir gebed. Hierdie kom alles uit 11 verse in die Bybel, né? Net dat julle weet. Dis besonders. Ek wil hê vat so 'n oomblik en praat net met die Here oor wat vir jou uitstaan en wat is daar wat op jou hart is. Here, ons kom vanoggend en ons wil onsself verbind om U die fondasie van ons lewens te maak. Here, ons kom sit ons geloof in U en dit wat U vir ons gedoen het, maar ons wil ook reageer vandag, Here, deur geloofsvertroue, deur die keuse om anders te dink oor onsself, oor U. Ons kom en verbind ons, Here, om onsself te beskou as dood vir sonde, maar lewend vir U. Omdat dit die logiese ding is om te doen, Here, na alles wat U vir ons gedoen het. Heilige Gees, U wat in ons is, wat in ons werk, U wat leef in ons, asseblief, Here, kom sterk dit in ons harte, kom gee vir ons die krag, gee vir ons daardie selfbeheersing en vermoë wat net van U af kan kom, om dit wat ons moet doen, wel te kan doen, Here. Ons prys U vir alles wat U gedoen het en vir wie U is, en ons loof U naam, o Heer. Amen.